U is heilig vir ewig en vir altyd. Ons kyk na die skepping wat U daar gestel het. Ons kyk na die skoonheid van die natuur. Ons aanskou die majesteit van U heerlikheid reg rondom ons. En dit maak dat ons uitroep vanmôre, heilig is die Here. Ons sien die genade uitgespel in ons eie lewe. Toe U ons gered het en verlos het. Toe U ons gesoek het in ons verlore toestand. En ons kom red het van sonde en van ellende. En ons sien die genade daardeur gedemonstreer. En woorde ontbreek om te vertel hoe ons vanmôre U aanskou. Maar ek wil vanmôre U lof besing deur my hande op te hef en uit te roep, Here, U is heilig. U is lofwaardig. Ontvang vanmôre die lof van die volk. Terwyl ons voor die majesteit buig en ons onderwerp aan die koning van alle konings. Ons verklaar U as ons Here, ons meester. U is die een wat op die troon sit en ons is U dienaars vanmôre. Ons bedien U vanmôre met ons lofsange en ons aanbiddinge. Ons offer ons liggame vanmôre as 'n lewende, heilige, welgevallige offer. Ons reinig onsself vanmôre soos wat U rein is. Want soos U wil ons wees. Dis ons begeerte en verlang. Ja, Here, heilig is U. Heilig is die Here van die weerskade. Groot in majesteit, gekroon met heerlikheid. Ons verlosser, ons koning, ons herder, ons geneesheer, ons regter, ons voorspraak, ons Here en ons God. Heilig is U, heilig is U. Amen, amen. Halleluja. Heilig is die Here en waardig om geprys te word. Ja. Dit is goed om vanmôre een en elkeen weer te sien. Amen. Ons het mense wat van ver af besoek het, wat ingevlieg het net vir hierdie diens. Al die pad van die woestyngebiede van die UAE. Die UAE nie, dit is eintlik Saudi. Baie dankie. Ons is so bly jy is hier vanmôre. En mag jy verkoop word, soos wat jy vanmôre saam met ons verkeer, die teenwoordigheid van die Here. Vir een en elkeen wat vanmôre opgestaan het, klaar gemaak het om hier te wees, die die regte ding gedoen. Daar is niks beter as om saam te kom as broers en susters in die teenwoordigheid van die Here om sy aangesig te sien. Een dag in die huis van die Here is beter as 1000 dae daar buite. Amen. By hom wil ek wees, by hom wil ek verkeer en hoe heerlik om saam met geestelike familie die naam van die Here aan te doen. Dis 'n goeie dag vandag, dis 'n blye dag en ek het gekom om goeie en blye nuus aan u te bring. En ek wil vra dat u saam met my sal blaai vanmôre na die sendbrief van Johannes. Nie die evangelie nie, die sendbrief. So as jy by Openbaring is, blaai net so paar blaaie terug. Dan kry jy vir Judas en dan vir Johannes. En ons gaan lees vanuit hoofstuk 3. 1 Johannes die 3de hoofstuk. Hierdie is een van die verse waar jy preek kan voorberei. En jy kan altyd iets anders uithaal.
En ek het al voorheen seker by verskeie geleenthede hierdie gedagte bedien, maar die Here het iets niets in my hart wakker gemaak wat ek graag vanmôre met u wil deel. 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Kan ek vra, wie doen sonde hier vanmôre? Sjoe. Sien jy hoe gevaarlik is dit om die Bybel net 'n versie uit te haal? En te sê, sien, ons almal is uit die duiwel, want ons doen tog sonde. Kan nie. Het jy geskinder in hierdie week? Nee, ons kinder nie, ons praat net feite. Ons praat net feite. Jy kan nie die vers net so uit konteks nie. Sy konteks lê in vers 3, wat sê, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. Dit praat van iets wat voortdurend in plaasvind. So jy moet altyd die konteks sien waarin die skrif geskryf is. Maar dis nie waar ek wil stilstaan vanmôre nie. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van wanneer af? Onthou daai woorde. Want dan kom die goeie nuus. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. U kan nou sê amen of halleluja of loof die Here, want as die Seun van God nie verskyn het nie, sou die werke van die vyand tot vandag toe nog nie verbreek wees nie. En elkeen wat nie die Seun het nie, uiteraard het dan nie die lewe nie. Is nog gebonde, is nog onder die mag van die vyand. En die werke van die vyand is nog nie verbreek nie, maar die Seun van die mens, in hom lê die sleutel tot die verbreking van die werke van die vyand in ons lewens. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Nou uiteraard is die vraag wat ons mekaar moet vra, nou wat is die werke van die duiwel? Wie wil vir my sê, wat is die werke van die duiwel wat God kon verbreek het? Kom familie. Laat ons hoor. Alles wat boos en verkeerd is. Daar is nie 'n verkeerde antwoord nie. Dis waar. Alles wat boos en verkeerd is. Nog iets. Wat die misleiding, verleiding. Pragtig. Om dood te maak. 'n moordenaar. Uitstekend. Wat nog? Steel. Wil jy my notas kom? Luister ouer. Jy wat sê dat 'n ander nie moet steel nie, steel. Ek gaan nie meer vra nie, want nou is besig om vooruit te bedien. Nou ja, pragtig. Hy het gekom om die werke van die vyand te verbreek. Maar kom ons kyk net gou-gou so 'n bietjie verder. Waarna verwys dit wanneer hy praat van die werke van die vyand? Gaan gou-gou terug saam met my na die evangelie van Johannes. En wel hoofstuk 8 en vers 44. Jesus is aan die woord en hy is besig om die fariseërs toe te spreek, inteendeel nie meer toe te spreek nie, nie net toe te spreek nie, maar eintlik te bestraf. Want hierdie fariseërs is daarop uit om 'n rede te kry om Jesus ter dood te veroordeel. So hulle probeer hom heeltyd uitvang. Met allerhande strikvrae maar Jesus kom en hy maak hierdie verklaring in vers 44 terwyl hy met die fariseërs praat. Hy sê, julle het die duiwel as vader en die begeerte van julle vader wil julle doen. En wat is die begeerte van hulle vader? Hy was 'n mensemoordenaar. Ouens, pragtig. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. So hy sê vir die fariseërs, julle het die duiwel as vader en julle doen sy werke. En dan sê hy, wat is sy werke? Hy was 'n mensemoordenaar. En kyk, hy gebruik dieselfde woorde wat 1 Johannes gebruik,
van die begin af. So nommer 1, die werk van die vyand is om te moor. Is om te moor. En toe Jesus vir hierdie fariseërs sê, julle het die duiwel as vader, want hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en die werk van julle vader doen hy, het Jesus eintlik by uitstek deur daardie woorde aan hulle verklaar sy eie dood. Want Jesus het geweet dat hy het gekom om te sterf. Maar hy kon nie sterwe voordat sy eie disippels hom erken as die Messias nie. Dis hoekom hy moes wag tot Matteus 16, totdat Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En van daardie oomblik af het Jesus sy aangesig na Jerusalem gedraai. Hy kon nie sterwe voordat sy eie disippels hom as die Messias herken nie, want hulle sou die fondasie wees vir die beweging van die era van die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. So hulle moes hom eers herken as Messias, want hulle sou sy disippels wees. Maar hierdie fariseërs was die agente in die hand van die vyand wat die dood van Christus sou bewerk. Ja, dit was die Romeine wat hom gehang het, dit was Romeinse soldate, maar die fariseërs was die agente wat die mense opgehits het, wat die Jode opgehits het, om te sê, skree uit, kruisig hom, kruisig hom. En selfs die Romeine onder Pilatus kon geen fout vind in Jesus. Maar as gevolg van die druk wat die skare toegepas het om Jesus gekruisig te sien, het hy gesê, ek was my hande in onskuld. Ek vind geen fout in hierdie man nie, maar doen met hom wat jy met hom wil doen. En hy was oorgegee om gekruisig te word. En Jesus maak hier alreeds die verklaring van sy eie dood, en hy sê van die fariseërs, julle doen die werke van julle vader, want hy is 'n mensemoordenaar van die begin af, en julle gaan die agente wees wat ook my moord gaan bewerk. Sien jy dit? So Jesus kom en hy sê hy was 'n mensemoordenaar. En dan sê hy van die begin af. Nou as ons teruggaan na Genesis 1 vers 1, dan begin die skrif, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En die gees van God het op die aarde gesweef, op die waters gesweef, en God het gesê, laat daar lig. Is hierdie Bybel nie 'n wonderlike boek nie? Watter ander boek gaan u optel, wat vir die hele geskiedenis gee van die mensdom, van die begin af, tot en met in die toekoms in waar ons nog nie is, die met sy wederkoms? Watter ander boek gaan jy optel, wat vir die hele geskiedenis gee? Eskies? Ek sê en die waarheid is. En die waarheid is, nie net iemand sy opinie oor 'n stukkie van die geskiedenis nie. Absolute waarheid. Die relatiewe waarheid, wat vir jou waarheid is, en wat vir jou belangrik is, dit pen jy neer, en wat vir my belangrik is, dit pen ek neer, en dan deel ons idees met mekaar. Nee, hierdie is goddelike waarheid. Amen. And you can take that to the bank. Geesvervulde waarheid. En die woord van die Here sal vir ewig bly staan. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord bly vir ewig. So hy sê aan die begin, en wat weet ons vanaf die mense ontstaan? Wat het aan die begin gebeur? God het 'n tuin daar gestel. En hy het Adam en Eva, die eerste man en vrou, in daardie tuin gesit. En ons sien dat in die begin het God vir Adam en Eva geskape. Hy het hulle in 'n tuin gesit wat vol bome was, maar daar was spesifiek 2 bome in die middel van die tuin, die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe. En die Here gee vir die mens absolute vryheid. Hy sê van al hierdie bome kan julle eet. Behalwe die een, die boom van kennis van goed en kwaad. Hulle kon selfs van die boom van die lewe gee. Daar is geen skrif wat sê hulle mag nie van die boom van die lewe gee dit nie. Inteendeel, ek dink dat dit hulle verkoop. Inteendeel, ons sal eendag in die hemel ook eet van die boom van die lewe. Amen. Hy sal vrug dra, 12 maande 'n jaar. En dis nie so dat ons kan lewe nie, maar die boom van die lewe bring verkwikking. Dis soos daai barokkas wat jy baie keer koop. Ek sien, die wat barokkas drink. Dis keer met 'n special. 2 vir 100.
Ons R150 vir een, so sê hulle. So die van julle wat verkooping soek, dis ken. Maar die boom van die lewe verkoop jou, dit bring vitaliteit in 'n mens se lewe. En Adam en Eva kon geniet het van enige boom. Hulle het vryheid gehad, behalwe van die een. Die boom van kennis van goed en kwaad. Van daardie boom mag julle nie eet nie, want die dag as julle van daardie boom eet, wat sê die skrif, sal julle sekerlik sterwe. Nou, die skrif sê dat die duiwel was 'n mensemoordenaar van die begin af. So hy was al 'n moordenaar toe Adam en Eva op die toneel verskyn. En wat doen die vyand? Die vyand kom na die mens toe en sê, het God gesê, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe? En wat doen hy? Hy oortuig die mens om te sê, moenie God glo nie, want as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik nie sterwe nie, maar die Here wil eintlik sekere voordele van julle weghou. Sien jy hoe die vyand werk? Hy staan teen God se woord en hy oortuig die mens dat God se woord is nie die waarheid nie, maar dat God jou wil eintlik ontneem van sekere voorregte, jou wil ontneem van sekere vervulling, van sekere voordele. Maar wat het God gesê? As julle eet van hierdie boom, sal julle sterf. Die vyand sê, jy sal nie sterf. Wat doen hulle? Hulle laat hulle self oortuig. Hulle laat hulle self oortuig. En hulle eet van die een boom, wat God gesê het, moenie daarvan eet nie. Is dit nie hoe die mens maar is? Ons het al die vryheid in die Here. Die Here sê net hierdie een ding, bly weg. Wat doen die mens? Dis maar soos kinders op werk, né? Ja. Jy sê vir die kind, hoor die hele huis is joune, die yskas is joune, alles is joune, asseblief los net die kragprop uit. Wat doen die kind? Dink daaraan, ek sit vir julle in 'n kamer met al die boeke wat julle kan lees, en ek sê vir julle kan enige boek lees wat julle wil. Maar net sê julle daai een boek, moenie aan hom vat. En ek stap in die kamer en ek los julle alleen. Wat is die eerste boek wat jy gaan gryp? Verstaan julle? Hoekom ek sê, dit is die mens. Daai een ding, wat jy wonder altyd, maar hoekom mag ek nie aan daai een nie? Wat wil jy vir my wegsteek? Né? Nuuskierigheid. Pas op vir nuuskierigheid. En die mens eet van die boom, en wat het gebeur? Op daai oomblik wat hulle geëet het van daai vrug, toe sterf hulle geestelik. Hulle het nie fisies gesterf nie, hulle het geestelik gesterf, want hulle het nog fisies bly voortleef, God het hulle nog uit die tuin uitgedryf. So daardie dood spreek van 'n geestelike dood. Want God het gesê, as jy eet sal jy sterf. Hulle het geëet, so hulle het gesterf. Maar wat het gesterf? Hulle gees het gesterf. En die gemeenskap wat daar was tussen God en mens, was in daai oomblik verbreek. En weet julle wat was die tragedie wat daaruit voortgevloei het? Ons vind dit in Romeine 5 vers 12. Kom ons lees dit dan. Hy sê, daarom soos deur een mens, Adam, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat hulle gesondig het. So ons sien in Adam, was daar 'n vloek opgesluit, omdat hulle ongehoorsaam was. So ons sien, dat die vyand, van die begin af, was 'n moordenaar, want hy aan die begin, het hy die mens sy lewe kom verwoes. Totaal vernietig. Dit was sy plan. En ons sien dat in Adam, wat ons almal is in Adam gebore, dat as gevolg van Adam se oortreding, omdat die vyand deur sy misleiding hom oortuig het om te eet van daai vrug, sal elke mens wat gebore word, dood gebore word.
Julle hoor daai wat ons baie keer sê, dead man walking. Iemand wat dood veroordeel is, maar hy is net afwagting vir sy datum. As sê hulle, dead man walking. Weet julle hoeveel dooie mense loop op die gesig van die aarde, omdat hulle nog nie lewend gemaak is, deur die krag van God in Christus Jesus nie. Maar as jy gebore word, word jy geestelik dood gebore. Is dit nie wat Efesiërs 2 sê nie? En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur julle misdade en julle sonde. Ons misdade en ons sonde. Die saad van Abraham het sonde in, en daardie saad is in elke mens, selfs met sy geboorte. Nou sê ek, jy's in sonde gebore. Ek sê nie jy's met sonde gebore nie, maar die saad, die potensiaal is daar. Ek het nie nodig om vir 'n kind te leer. Ja, het gekom. Ek hoef nie vir hom te leer om te steel nie. Hy steel outomaties. Ek het nie nodig om vir 'n kleintjie te leer om te lieg nie. Hy lieg outomaties. Wat moet ek om leer om die waarheid te praat? Wat moet ek om leer om nie te steel nie? Is dit nie so nie? So daardie geneigtheid is van geboorte af in elke kind. En die verdere realiteit is, behalwe vir die geestelike dood van die mens wat ingetree het daar ook 'n fisiese dood ingetree. Want die loon van die sonde is die dood, en jy word geestelik afgetakel, maar ten einde lei dit ook na jou fisiese dood. En is dit nie wat Hebreërs 9:27 sê nie, dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. So die Satan was 'n moordenaar, en hy is dit vandag. Hy's 'n moordenaar! Ek wens, ons kan dit net vanmôre, dat hy woorde weer klink in ons ore, dat alles wat hy doen, hoe goed dit ook al mag lyk, hoe aantreklik dit ook al mag lyk, agter dit is sy einddoel. Hy wil jou lewe totaal en al verwoes. Hy wil jou vernietig, hy wil jou uitmekaar uitruk, dat daar niks van jou oor is nie, want dit is die haat vir God wat hom dryf, en as hy na jou kyk, wat die beeld van Christus uitstraal, dan haat hy dit wat hy sien, want God het hom uitgedryf uit die hemel as gevolg van sy hoogmoed, en hy het tot 'n groot val gekom. Jesus het gesê in Matteus 10, dat hy die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val, en hy het hom beperk tot 'n aardse riem, tot die sfeer van die aarde, en die vyand haat God daarvoor, want hy was op 'n stadium een van God se groot hoofengele gewees. Hy was as ware die sanger gewees, sy stembande was suiwer musiekinstrumente gewees. Hy was 'n gering. En God het hom laat val. Omdat hy homself oor God wil verhef. Hy wil opklim op die berg van die Here. En van daardie oomblik af is daar 'n haat in hom vir God. En nou kom u en ek. En die Here kom wederpaar ons, en hy maak ons nuut, en hy verander ons na die beeld en gelykenis van sy seun, en wanneer die vyand jou sien, dan sien hy die een wat hy haat. En hy het net een doel vir oor, dit is om jou van kant te maak. Hy is 'n moordenaar. So dis sy eerste werk, hy wil jou doodmaak. Dan tweedens, wat se werk doen hy nog? Om nou by die goeie nuus, hoor, ek wil net vir julle sê hoe sleg die duiwel is, voordat ek vir julle vertel hoe goed God is. my vorige het altyd gesê, die duiwel is 'n slegte duiwel, maar die Here is 'n goeie Here. En dit is nie waar. Maar tweedens, ons sien dat die Here het vir ons sy woord gegee, hy het vir ons sy verordeninge gegee, hy het vir ons sy wette gegee, sodat ons daarin kan wandel, sodat ons daarin kan verlustig, sodat ons lewe daarvolgens kan inrig. Hoekom het die Here dit vir ons gegee? Sodat ons 'n vervulde lewe kan leef, sodat ons 'n ware, gelukkige, genotvolle lewe kan leef, sodat ons 'n vrugdraande lewe kan leef. Dis eintlik waarvoor die verordeninge daar is. Gaan lees vinnig saam met my in Psalm, die 19de hoofstuk.
En wel vers 8. Hy sê die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Kan u sien wat die wet van die Here vir jou bring? Verligting, wysheid, verkwikking. Dis wat die wet van die Here doen. As jy net teruggaan na die heel eerste hoofstuk van Psalm, wel bekend. Wel geluksalig is die man, vers 1, wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Wet van die Here bring vervulling. Maar wat doen die vyand? Wat doen hy? Hy probeer die mens oortuig dat die wet van die Here jou eintlik wil ontneem van ware geluk. Né? Hoe sê mense af, ag hou op om so wetties te wees. Ja, wel, dit is asof julle net vir ons wil weerhou van die pret van die lewe. Is dit nie maar soos die vyand klink? Hy wil die wet van God laat klink asof die wet teen jou is, terwyl die wet eintlik daar vir jou is. Hoor hoe praat hy? Het die wet van die Here gesê, jy mag nie oorspel pleeg nie? Nee man, moenie daarna luister nie. Dis eintlik maar net die Here wat jou wil weerhou van ware genot en ware geluk. Nee, die Here wil jou terughou van dit wat jy eintlik verdien. En jy verdien beter. Kyk tog hoe jou lewensmaat nie vir jou genoeg aandag wil gee. En jy verdien meer aandag. Die wet van die Here wil jou weerhou van dit wat eintlik jou toekom. Ken julle daai stemmetjie? Ek vat hom maar net een voorbeeld. So wat hy doen is, hy probeer jou oortuig dat die wet van die Here is eintlik teen jou. Maar ten einde is sy doel om jou te verwoes. Onthou dit, hy's 'n moordenaar. Maar een van sy taktieke is, hy gebruik leuns. En hy staan teenoor die wet van die Here. En gaan kyk maar, wanneer jy luister na daardie stem, dan bring dit seer. Dit bring pyn. Dit bring ellende. En op die einde van die dag bring dit geestelike dood. Want die vyand is 'n moordenaar. En tweedens, hy's 'n leienaar. Dis sy werk. Dis 'n lekker job description. As iemand sê, hoor ek sê jou hier, ek sal vir jou goeie geld betaal, maar jy moet net veel goed vir my doen. Jy moet doodmaak en jy moet kan lieg. En daar's party mense wat daai portefeulje nogal goed pas, hoor. Maar dis wat die vyand doen. En baie mense doen die werk van hul vader. Broer en suster, ek vra vir u, hoe argumenteer jy met 'n leienaar? Het jy al probeer om met iemand wat kompulsief lieg te argumenteer? Hy kan vir jou lieg en in die oë kyk en jy sal nie eens weet hy lieg vir jou. Jy kry baie die besigheidswêreld nog. Ek sê vir jou, hierdie kar, meneer, jy sal nooit probleem met hierdie kar. Hierdie kar, hy het 'n 100% diensrekord. Hierdie tyres was nog nooit flat nie. Maar hoor jy ry net by daai garage uit, dan kry jy flat. Of die pistons begin raas, of iets. Ek vat dan maar 'n voorbeeld. Maar dis wat hy doen. Hoe argumenteer jy met 'n leienaar? Jy kan nie met 'n leienaar argumenteer nie. Weet jy wat doen jy met 'n leienaar? Jy bestraf hom. Dis wat jy doen. As iemand kompulsief lieg, bestraf jy daardie leengees in hom. En dit is wat 'n mens by die vyand moet doen, wanneer hy kom na jou toe met sy leuns en sy misleiding.
Jy bestraf dit in die naam van Jesus Christus. Broers en susters, dink julle die vyand stel belang in waarheid? Dink julle dat die waarheid is vir hom enigstens belangrik? Luister, hy sal in die hof staan en sy hand op 'n Bybel sit en sê, so help my God, en dan sal hy elke sin wat hy sê, dan sal hy lieg. He doesn't care about the truth. En as jy na hom luister, gaan jy opeindig in 'n lewe van misleiding. Jy gaan opeindig in 'n lewe van korrupsie. Jy gaan oplewe in 'n lewe van gebondenheid. En daai lewe gaan opeindig in jou dood. Amen. Hoor my vanmôre. Hy gebruik leuns, want hy wil jou mislei om weg te beweeg van die verordeninge van die Here, wat vir jou verkwikking bring, wat vir jou lewe bring. Hy wil hê jy moet teene draai, en hy sal leuns gebruik om jou te kry om teene te draai, sodat hy op die einde jou kan vernietig. So hy is 'n moordenaar en hy is 'n leuenaar. En ons het 'n keuse wat ons moet uitoefen. En die keuse is, wie gaan ons glo? Wie gaan ons glo? Gaan ons die vyand glo, wat loodreg teenoor die wet van die Here staan, of gaan ons God glo? Met ander woorde, gaan ons die waarheid glo, of gaan ons die leuen glo? Dis die keuse waarvoor ons staan. En dan in die derde en laaste plek, daar is nog baie plekke, maar ek het gekies om 3 uit te lig. In die derde plek, wat sê Johannes 10 vers 10? Hy het gesê dat die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Maar hy het gekom om te steel. Jy sien, my broer en suster, die vyand het gekom om alles in jou lewe te steel, wat God in jou lewe wil volbring, wil volvoer. Alles wat God in jou lewe wil uitwerk, wil hy kom afbreek. Hy wil dit kom roof. Daardie blydskap in die Here, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, daardie liefde wat God in jou hart uitgestort het. Die vyand het een doel voor oë, en hy wil dit kom roof van jou. Hy wil jou blydskap van jou wegneem. Hy wil jou vrede van jou wegneem, en hy wil jou roof van daardie liefde van God. Want dis wat hy doen. Hy's 'n rower. Hy wil jou beroof van 'n lewe van seën en vervulling, want dis wat hy doen. Hy's 'n dief. Hy stel nie soseer belang in jou kar, want 'n kar bring nie vervulling. Hy vat jou van punt A na punt B. Baie mense sê, "O, die duiwel wil roof van my, uit my huis gevat en my kar." Luister man, hy wil baie keer hê jy moet die goed hê, want jy is hy goed wat jou weglok van God af. Hy stel nie soseer belang in jou materie nie. Hy stel belang in daardie peace that passes all understanding. Hy stel belang in daai love of Jesus that's so wonderful, wat in jou hart uitgestort is. Hy stel belang om te sien dat jy nie meer 'n vredemaker sal wees nie, maar eintlik 'n oorlog voer. Hy wil jou beroof van jou stand wat jy in Christus. Dis waarvoor hy uit is. En gaan kyk maar bietjie in die lewe daar buite, na mense se lewens wat verwoes is. Hoe die vyand dit reg gekry. Hy het hulle oortuig om teen God se woord te leef. En hy het hulle, toe hulle dit begin doen, het hy begin roof, want daar's 'n deur oopgelaat, en hy het begin roof in hulle lewe, alles wat kosbaar is in hulle lewe. Ek praat van mense wat jy ken, wat op 'n stadium die Here lief gehad het. Jy hoef nie eens verder as jou eie familie te dink nie. Wat die Here lief gehad het, wat hom bely het, wat 'n pad met hom gestap het, en die vyand toegelaat het om met sy misleiding te kom, en hulle te oortuig om teen God se woord op te tree, wat 'n deur oopgemaak het,
waar die vyand jou beroof het van jou geluk, jou vrede, jou vervulling wat jy gehad het, die blydskap van die Here. Ek gaan kyk na daai mense se lewens. Hulle toegelaat dat die vyand hulle verblind het, mislei het en van hulle gelieg het. En dis wat die vyand is. Hy's 'n moordenaar. Hy's 'n dief. Hy's 'n leienaar. En hy's 'n verwoester. Ken jy hom? Het jy al met hom te doen gekry? Ken julle mense wat hy al beet gekry het? Wat sy lewe vandag in skerwe lê? We've got work to do. Maar ek het gekom om goeie nuus te bring. En dit is, Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek. En deur die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus, het Jesus die vyand uitgeklee en hom gestroop van al sy autoriteit en al sy mag, en Jesus het hom geontman van daardie posisie wat hy gehad het. En vandag is hy 'n verslaane vyand, maar hy's nog nie gebind nie. Hoor my wat ek sê. Ek kan jou ontwapen, maar jy kan nog vry rondloop. En broer en suster, moenie dink omdat God hom uitgekleed op Golgotha, dat hy nie meer skade kan aanrig. Jy moet blind wees om nie te sien die skade wat hy kan doen. Want julle teestander loop rond soos 'n brullende leeu, 1 Petrus 5:8, en soek wie hy kan verslind. Ja, hy is ontkleed van sy mag, maar dit is nog nie aan jou toebedeel, indien jy nog nie in Christus is. Want waar lê die lewe? Wat sê 1 Johannes 5:12? Die lewe is in die Seun. So ons moet in hom inkom, want in hom leef ons, beweeg ons, en het ons bestaan. Handelinge 17. Ons moet in hom inkom. Hy wat in my bly, Johannes 15, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So ons moet in hom inkom, en deel van die proses om in hom in te kom is Galasiërs 3:27. Hy wat in Christus gedoop is met Christus bekleed. Wil jy die lewe hê? Wil jy verlossing hê? Wil jy oorwinning hê? Dan moet jy in hom inkom. Hoe kom ek aan hom in? Laat jy doop. Dis een van die prosesse. Moenie vir my sê dat die doop is nie belangrik nie. Dink julle die Here het ewes gesit en gesê, luister, ek wil eintlik maar net die gemeentes bietjie besig hou. Ek dink een van die maniere ons hulle kan besig hou is kom ons kry hulle nat. Ek dink net om hulle aktief te hou. Ons moet iets in plek kry. Kom ons kry hulle. Dink julle dat die Here dit ingesit sodat ek en jy kan sê, ag wel, ek is nie lus om nat te word. Ek is nee my vriend, dis baie meer as maar net 'n of ander aktiwiteit waaraan ons deelneem. Dis 'n sakrament. Dis 'n goddelike instelling. En die Here het dit ingestel want dis deel van jou verlossingsproses. Dis deel van jou herwinningsprogram. That is what salvation is, to salvage. Om te herwin. En daar's prosesse in dit. En as jy nie deur die prosesse gaan nie, kan jou herwinningsprogram skade ly. So ek vra vanmôre in die naam van Jesus Christus, as jy 'n kind van die Here is, maar jy's nie gedoop nie, hoekom versuim jy? Ananias sê vir Paulus in Handelinge 22:14, nou, waarom verstuim jy? Laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Ek weet nie hoekom dit so op my hart lê vanmôre, maar ek moet vir 'n oomblik hierby stil staan, want daar's mense wat willens en wetens teen God se wil optree. En jy loop gevaar. Ek is nie hier om 'n oordeel uit te spreek nie. Maar hoekom sê ek 'n mens loop gevaar? Want dis ons ongehoorsaamheid wat baie mense die hemel gaan ontneem. Jy kan baie dinge reg doen. Jy kan baie belydenisse reg bely. Maar die Fariseërs het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie te laat doop nie. Wat is sonde?
dit is om die merk te mis. Wat 'n merk? Die merk is God se woord. Die merk is volmaaktheid en dis om gehoorsaam te wees aan God se woord. Ek vra nie wat jou opinie nie. Ek vra nie wat jou argument nie. Ek vra vanmôre, is jy bereid om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here? Hoekom wil jy jou nie laat doop nie? Ek vra dit vanmôre. Why not? As jy weet dis wat God wil hê, hoekom skop jy teen die prikkels? Jesus wil die werk van die vyand ook in jou lewe verbreek. Maar dalk is dit die een stap wat verhinder dat God kan opdaag in jou lewe, in sy glorie en in sy krag. So ek vra vanmôre met al die liefde in my hart, as jy 'n kind van die Here is, maar jy's nog nie gedoop nie, doen die regte ding. Laat jou doop. Waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Petrus 3:21. Nie as 'n afwassing van die fynheid van die vlees nie. Ek weet dis die bloed van Christus wat dit doen, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Doen die regte ding. Ek voel vanmôre soos iemand wat kom kennis gee. Die ken as daai man as jy 'n uitsettingsbevel kry uit jou huis uit. Die mense bly al vir 6 maande sonder om hier te betaal. Dan kom maar so 'n man daar met 'n briefie. Dan sê hy daar sê ek gee kennis, I give notice. Né? As jy nie uitkom nie, ek voel vanmôre soos iemand wat kom notice gee. En sê asseblief, terwyl ons die dag sien nader kom, wat jy doen. Is dit reg? Jy nog nie van my. Ek wil net weet, ek is maar 'n sagte hart. Pragtig. Alright. So is dit gekom die werk van die vyand te verbreek, maar jy moet in hom inkom. Om die effek van daardie werk te sien. Die kragbron is klaar daar. Dit soos die kragprop is vol krag. Maar jy het 'n draad nodig na die kragkonnektor toe. En daardie draad is Christus. So dis beskikbaar. But it's not imputed yet as jy nog nie in Christus is nie. Dis nog nie toegereken. Dis daar, die krag is daar, maar jy moet nog inplak. Amen. Dis wat Jesus gedoen het, hy het die krag beskikbaar gestel, maar jy moet in hom inkom. Alraai. Die vyand het gekom om te moord. Maar wat het Jesus gekom? Om lewe te gee. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En soos ek vir gesê het in Johannes 5:12, die lewe is in die seun. Wat het Jesus gesê in Johannes 10:10? Hy het gekom te steel, slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe kan hê. Satan kom moord, Jesus kom gee lewe. Die Satan het gekom om vir ons te lieg, want hy is 'n leienaar. Wat het Jesus kom doen? Hy het gekom om die waarheid aangaande God aan die mens bekend te maak. Want die woord het vlees geword en onder ons gewoon, ons hom aanskou, die eniggebore seun van God, vol van genade en waarheid. Hy het die waarheid aan ons kom bekend maak. In Johannes 1:14. Johannes 14 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dink aan iets soos Johannes 10:38, waar hy sê, dat die Vader is in my, en ek is in die Vader. En dan sê Johannes 14:9, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hy het gekom om God aan ons bekend te maak, sodat ons die waarheid aangaande God kan sien, en kan ken. Maar die vyand sal vir jou sê, God het jou nie lief nie. Jy het te veel dinge verkeerd gedoen, jy het te ver geval, God het jou nie meer lief nie, daar is nie terugkomkans vir jou nie. Hy is 'n leienaar, so alles wat hy sê, kan jy al klaar weet, die teendeel is die waarheid. Dis die voordeel van as jy weet, jy deel met 'n kompulsiewe leienaar. Alles wat hy sê, kan jy weet, die teendeel is eintlik die waarheid. So hy help jou uit om by die waarheid uit te kom. Maar net nie voor glo wat hy sê. As hy sê, ek het dit nie gevat, jy weet hy het. Verstaan jy? Dis wat koppel sê. As hy sê, gaan links, dan moet jy weet, jy moet eintlik rechts gaan. So as hy sê, God het jou nie lief, dan sê ek doen maar wat Jesus sê, toe die vyand vir hom die hele tyd versoek in die woestyn, dan sê Jesus, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. En daar staan geskrywe, in Efesiërs 5, dat ek net vir hom sê, het jy al partykeer gevoel, God het my nie lief nie? Dan het nog nooit so gevoel.
Bless your soul. Maar daar is ander wat al gevoel het baie keer. Kyk net wat gaan aan in my lewe. God het van my vergeet. God doesn't love me. Want dis eintlik die vyand wat daai gedagtes by jou plant. Maar dan vir jou wil ek Efesiërs 3 gee. Kyk wat sê Efesiërs 3. Efesiërs 3. Daar vers 18. Hy sê en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken. So high you can't get over it, so low. Jy wat daar netjie, you can't get out the love of Jesus. Dis hierso. Hulle het hom hier gekry. So wonderful love. Die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. Halleluja! Die duiwel sê, God doesn't love me, jy het te ver geval. God sê, jy ken nie die hoogte, en die diepte, en die breedte, en die lengte van my liefde. Partykeer voel mense so, want hulle sê, joh, kyk nou, so kyk hoe tigtig die Here my. Maar ons het ons oor Job gepraat al vir 3 weke. Kyk net hoe slaan die Here my. Broer en suster, en ons lees die tigtiging van die Here as God het my nie lief nie. Maar broer en suster, die Here tigtig jy soms, omdat hy ons lief het, en omdat hy besorgd is oor jou veiligheid. Hy is besorgd oor jou sekuriteit. Hy is besorgd oor jou toekoms. En wat 'n pa tigtig nie, 'n ware pa is 'n pa wat sy kinders tigtig. Daar's so 'n hele dokumentêr nou oor die era waarin ons leef vandag van ouers wat nie meer hulle kinders tigtig nie. En ons dink ons doen die kinders se guns deur hulle nie te tigtig nie. En hulle 'n hele dokumentêr uitgebring het. Ek dink die dokumentêr is Adolescence. Wat 'n dokumentêr is om te sê, kyk hoe lyk 'n kind se lewe en dis vandag wat gebeur. Hoe lyk 'n kind se lewe wat nie getigtig word nie? Daai kind gaan sluit hom toe in 'n kamer, pa gee vir hom alles wat hy wil hê. Hy het toegang tot media, hy het toegang tot sosiale apparate en al die goedes. En daai kinders op 'n vroeë ouderdom word deur al daardie inligting wat hulle gevoer word tot by 'n punt gebring waar hulle moordenaars in sigself raak. Waar 'n kind sommer 'n mes sal optel en 'n ander kind sal steek net omdat jy nie vir my 'n stukkie van jou sjokolade wil gee nie. Of wat ook al, omdat jy iets slegs van my gesê het. Dit is wat gebeur met tigtelose kinders. Jy verval in boosheid. En 'n ware vader tigtig sy kinders, gaan lees Hebreërs 12 vers 5 tot 8. Ag, die tigtiging nie gering nie. Anders as jy nie getigtig word, is jy 'n onegte kind. Die Here tigtig hom wat hy liefhet. Ons het dit nodig, maar ons lees dit verkeerd. En ons lees daarin, God het my nie lief nie. Nee, my broer en suster, die Here tigtig ons juis omdat hy ons liefhet. Moet jy leer van die vyand glo. Die Here is besorg oor jou. Daarom tigtigheid. Wanneer hy sien, jy gaan noord of suid. Amen? Amen. Die vyand wil vir jou sê dat God is teen jou. Maar dis 'n leuen. Want Romeine 8:31 sê, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Die vyand wil vir jou sê, daar is nie vergifnis vir jou oortredinge nie. Maar God het gesê, deur Johannes in 1 Johannes 1 vers 9, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Die vyand sê, daar's geen toekoms vir ons. Jesus het gesê, glo in God. Johannes 14:2, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie woning. As dit nie so was, sou ek dit vir julle gesê het. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek klaar is, sal ek terugkom om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Kan jy sien? Jesus het gekom om die werke van die vyand te verbreek. Hy wil doodmaak, Jesus gee lewe. Hy lieg, Jesus bring waarheid. Jy sien, broer en suster, die duiwel het een doel, en dis om af te breek. Maar wat het Jesus kom doen? Om op te bring. En ek kom julle agter dat in die samelewing waar ons leef, is dit ook maar die twee kategorieë van mense waarmee ons te doen het. Jy het mense wat breek, en jy het mense wat bou.
Waar's al die brekers? Steek gou my julle hand op. Almal wat black cat peanut butter eet, daai brekers. Black belt, hè? Black cat. Daai hele advertensie. Al die brekers. Die vyand het gekom te breek. Jesus het gekom te bou. Jy kry mense wat breek, jy kry mense wat bou. Het jy al gesien, jy kry sommige mense, hulle sal eerder papier op die grond gooi. En dan kry jy ander wat nie daai papier sal gaan optel. Hulle los 'n plek skoon. As jy sommige mense in 'n plek los, as hulle daar weg is, dan is die plek lekker of 'n orkaan het getref. Né? Ja. En dan kry jy ander mense wat jy in 'n plek los, as hulle daar weg gaan, dan lyk die plek beter as wat hulle dit gelos het. En dis die verskil tussen God en die vyand. Die Here bring orde. Die Here bring herstel. Die vyand bring chaos. Die vyand bring verbreking. En almal wat onder die hand van die Here leef, is bouers. As jy jouself 'n kind van God noem, dan behoort die wêreld 'n beter plek te wees as gevolg van jou. As jy van 'n plek af weg beweeg, dan moet mense kan sê, dit was goed om saam met hierdie persoon tyd te spandeer. Ek voel gestig. Ek voel ek was in die teenwoordigheid van die almagtige God. Want ons is sy ambassadeurs. Ons verteenwoordig hom. En ons beter goeie ambassadeurs. Jy het gesien wat gebeur met seker Razul. Wat sê jy? Is dit Razul? Ibrahim Razul. Hy was nie 'n goeie ambassadeur nie. Toe word hy persona propaganda, of wat? Persona non grata. He was not a good ambassador. Ons is ambassadeurs van die koning van alle konings, die president van alle presidente, die Here van alle Here. Hoe verteenwoordig ons hom? As mense met ons verkeer en ons beweeg daar weg, kan hulle sê, it was good to be with that person. Dit is wat God wil hê, ons moet wees. Maar die wat onder die mag van die vyand is, gaan kyk dit maar, wanneer jy uit sy teenwoordigheid uitstap, dan voel jy wil in die see spring. Jy soek eintlik 'n verskoning om nie weer by hom uit te kom. Ken jy sulke mense? Dis moeite. En dan sluip hulle partykeer sommer so by die kerkdeure in. Pragtig mooi. Nou pastoor, geldjie vir die jeugbediening. O pastoor, sal jy omgee as ons sommer net daar by die huis, sommer net so 'n paar mensies van jou gemeente daar by mekaar, ons gaan net saam bid. Dis nie lank nie. Nou, ons sê nie, ons is daar teen, sonder uitsondering, maar ondervinding leer vir ons, dat wanneer mense onder die hand van die vyand werk, dan bring hulle verdeeldheid, verbreking, skinde. Dis nie lank nie, dan sien jy, daar het 'n groepie begin. Hulle sit nou saam op 'n Sondag. Daar sit hulle. Dis nie lank nie, dan sien jy, hulle drink saam koffie en tee. En dan bespreek hulle pastoor, nee, ek verwys nou nie hierdie, hoor. Ek sê ons nou, dis die wat, ons weet ons julle is onder die hand van die Here. Ek praat met die verkeerde mense eintlik hier. Ek wil eintlik nie met die boodskap, asseblief, moet nie voel, ek skiet nou pyl af. Ek sê oor die algemeen in die kerkwêreld, hoe dit gebeur, en hoe mense by mekaar kom, maar hulle werk onder die hand van die vyand. Hoekom? Divide and conquer. Julle ken dit? Bring verdeeldheid en dan verbreek jy. En broer en suster, julle wat al 'n lang tyd net in hierdie gemeente saamkom, kan maar net terugdink oor hoeveel gevalle ons al beleef het van mense wat met 'n agenda ingekom het, to divide and to conquer. Dit is nie uit God. Die Here bou, stig en bemoedig. Met vermaning, maar dis stig, dis stigtende vermaning.
nie afbreekende vermaning. Daar's maniere hoe ek jou kan kry om rigting te verander. En die een manier is om jy sê, o, jy's so sleg, jy sal nêrens kom nie. Hoeveel ouers doen met hulle kinders? Jy sal nêrens kom in die lewe nie. Jy's useless. Wees jy was nooit daar nie. En dan dink hulle deur dit vir kinders te sê, gaan hulle skielik nou beter presteer op skool. Nee. Jy kan vir 'n kind sê, luister my seun, ek kan sien, jy het nie baie goed gedoen nie, maar ek weet daar steek meer in. Ek weet met die regte ondersteuning, die regte motivering, kan ons jou kry om daai persentasie te lig. Daar's 'n manier om mense te kry, om te wil verbeter. Nie met hierdie houding, afbreekende houding. Hoor julle wat ek sê? Dis onder die hand van die vyand wat dit werk. Ek is klaar, maar ek wil daarom net sê, Jesus het gekom om die werke van die vyand te verbreek. Maar ek vergeet van die Romeins ding. Hy het gekom om die werke van die vyand om die werke van die vyand te verbreek. En broer en suster, wat is die mooiste gesig? Wat is die mooiste gesig? As jy iemand sien wat deur die vyand verniel was oor jare heen. En daardie persoon in daardie oomblik van sy verwoestende lewe roep uit na God en Jesus daag om. En hy verander hom. En hy was hom. En hy maak hom nuut. En hy transformeer daardie individu. Wat 'n mooier gesig is daar nie om te sien dat iemand verander na die beeld en die gelykenis van Jesus Christus nie. Ja, die vyand het gekom om dood te maak, maar Jesus het gekom om ons oor te bring uit die dood in die lewe in. Om ons oor te bring van duisternis na lig. 1 Petrus 2:9 wat sê, ons is 'n koninklike geslag, 'n heilige priesterdom, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat ons na sy voorneme geroep het, en ons oorgebring het, uit duisternis, na sy wonderbare lig. Dis wat hy kon doen het, om ons oor te bring. Hy het gekom om die wat dood is lewend te maak, en julle wat dood was, Efesiërs 2, deur julle misdade en julle sonde, het hy lewend gemaak. Miskien nog 'n laaste versie, Kolossense 1:13, en dan is ek klaar. Kolossense 1:13 wat sê, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis wat hy kom doen het. Hy het gekom om die wat rondtas in 'n piknag donker wêreld, om sulkes te kom soek, om sulkes te vind en om sulkes te red. Jesus het gesê, daar by die huis van Saggeus, in Lukas 19:10, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Jesus het gekom om die werk van die vyand te verbreek. Kan ek sien, wie kan getuig vanmôre, die werk van die vyand is verbreek. In die naam, julle wat dit kan bely, wil julle nie saam met my staan nie. En miskien net daar waar jy staan, wil jy net so vir 'n oomblik met die Here praat en vir hom dankie sê dat hy jou pad langs gekom het. En dat jy vanmôre kan bely dat die werk van die vyand is verbreek. Hy wou my doodmaak, maar Jesus het my lewendig gemaak. Hy wou my mislei, maar ek wandel nou in die waarheid en in die lig van die Here. Hy het vir my gelieg. Hy wou van my steel, maar my beker loop vanmôre oor. Die blydskap in die Here, dit is my beskutting. Johan, dis mos as dit daai Nehemia 8 herinner. Vers 11. Ja, die blydskap in die Here is my beskutting. Die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan, is ook my erfporsie. Ag, sê net vir die Here so vir 'n oomblik dankie. Dankie Here vir al die seëninge, al die geestelike seëninge wat ek so mildelik ontvang. U het my nuut gemaak en U het my geseën met hierdie seëninge in die hemele in Christus. U het my U seën gegee en die lewe is in U seën. Ek dank U vir elke genadegawe wat U deur die Heilige Gees ook uitgedeel het, sodat ons in hierdie gawes die werk van die Here kan volbring as waardige ambassadeurs van die Here hier op aarde. Ons dank U vir U woord vanmôre, wat ons opnuut herinner aan dit wat U vir ons kom doen. Ons kan so maklik vergeet. Ons kan so maklik dit op die agterbaan skuif, dit wat God gedoen het deur sy seun Christus. Maar vanmôre het ons in herinnering gebring die groot werk wat U vir ons volbring het. En ons wil uit ons harte, uit ons waardering
ons dank en ons lof aan U bring.